Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hier is Straatwys en ek is Dion Loos. Nou, almal van ons ken daardie ouer instink diep binne in ons elkeen. Daardie behoefte om jou kind te beskerm teen skadelike invloede. Dit mag wees vriende met twyfelagtige planne, tot vreemdelinge wat jy glad nie vertrou nie, tot wat hulle op televisie kyk of op hulle fone ontdek. En dis nie 'n nuwe bekommernis nie, dis so oud soos die mensdom self. En ons sê graag dinge soos, twee mense kan nie saamstap as hulle nie ten minste saamstem oor die rigting nie, of wys my jou vriende en ek wys vir jou wie jy is. En natuurlik die bekende ene, as jy suksesvol wil wees, omring jou met 5 suksesvolle mense en jy word die 6ste ene. Nou dis alles waar, maar daar's 'n ander vraag, 'n dieper vraag, 'n moeiliker vraag en 'n belangriker vraag wat ek vandag met jou oor wil praat. En dit is die een van, maar wat bring jy? Die assosiasie met jou, hoe bepaal dit die rigting van ander mense? Maak jy hulle lewens beter of maak jy dit slegter? Is jy die goeie invloed of is jy die slegte invloed wat mense in die afgrond laat ingaan? Nou ons is vinnig om te analiseer natuurlik wat ander mense na ons toe bring. Hulle emosies, hulle energie, hulle invloed, hulle standpunte en hulle impak. En dit is maklik om te kyk wat ons by hulle kry of wat ons by hulle kan uitsuig en dit te gebruik as maatstaf vir watter rigting ons moet stap. Maar hoe gereeld vra ons, wat dra ek by aan die mense rondom my? Hoe verander ek die atmosfeer wanneer ek instap in 'n vertrek of in 'n situasie of in 'n verhouding? En Jesus het dit so eenvoudig gestel. Hy het gesê, aan die vrugte sal julle hulle ken. Nie aan hulle planne nie, nie aan hulle voornemens nie, aan hulle vrugte. En 'n vrug groei van binne af. Dis die werk van die saad. Elke gesprek, elke aanraking, elke reaksie is 'n klein saadjie. In sielkunde praat hulle van emosionele nalatenskap. Die spoor wat jy agterlaat in iemand se hart lank nadat jy reeds weg is. En die wysheid herinner ons daaraan dat ons innerlike vibrasie altyd uitkring. Ons leef nie in isolasie nie. Selfs wanneer ons niks sê nie, beïnvloed ons die mense rondom ons. En ons hou daarvan, obviously, om by ander mense se kitsbanke te gaan staan en te neem wat hulle ons kan bied, te leef van hulle energie, hulle wysheid, hulle insig, hulle motivering en hulle leiding. Maar die ware vraag van volwassenheid en geloof en groei is, wat stort ek in? Watter rol speel ek in die mense rondom my se lewens? Bring ek vrede of bring ek onrustigheid? Bring ek bemoediging of kritiek? Bring ek lig of bring ek die skaduwee? Bring ek die liefde of stel ek die eise? Bring ek die rigting of is ek die oorsaak van verwarring? Wanneer jy saam met iemand stap, of dit nou jou kind is, jou maat, jou kollega en selfs vreemdelinge, beïnvloed hulle rigting net so baie, beïnvloed jou rigting en jou rigtingwyser, hulle net so baie as hulle joune. Jou woorde is 'n vorm van profesie. Jy verklaar oor hulle seisoene, hulle potensiaal en hulle identiteit en hulle sukses. En dalk moet ons vandag net so klein bietjie stil staan en vra, as ek iemand se lewe binnekom, word hulle ligter, word hulle hoopvoller, word hulle meer wie God hulle gemaak het om te wees, of die teenoorgestelde. Want dit is straatwysheid, nie net om te weet watter invloed ander op my het nie, maar bewuslik te dink en te leef en te vra, wat bring ek om die lewe en die wêreld daar buite vir mense beter te maak? So tot ons weer saamstap, dankie dat jy geluister het en mooi loop.